Goeiedag vriende, kom ons luister na 2 Korintiërs 3 verse 7 tot 18. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied dan nie wees nie? Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dit was 2 Korintiërs 3 vers 7 tot 18 uit die woord van die Here. Wat is die heerlikheid van die Here? Dit is die dinge wat hom wonderlik maak. Mense het ook 'n bietjie heerlikheid. Wanneer iemand mooi aangetrek is, sien ander dit raak en komplimenteer haar. Wanneer iemand 'n rekord breek op die atletiekbaan, word hy geluk gewens. Dit is alles klein bietjies heerlikheid. Maar die Here se heerlikheid is sigbaar in alles wat hy skep, doen en sê. Die Here se heerlikheid is nie net sigbaar in sy prestasies nie, sy heerlikheid is sigbaar oral waar hy kies om homself aan ons te openbaar. Die Here is heerlik en wonderlik. Daarom kan ons ook sy heerlikheid in die wet sien. Die Israeliete kon dit ook sien in die wet. Hulle kon ook die Here se heerlikheid op Moses se gesig sien. Hoekom? Want kontak met die Here laat sy heerlikheid ook op die mens skyn. Die blink skynsel op Moses se gesig het met tyd verdwyn, want die wet kan nie mense red nie. Die wet was net bedoel om ons iets van God te leer en om ons na ons ware redder, Jesus Christus, te lei. Maar toe het Christus na die aarde gekom. Hy het God se heerlikheid aan ons gewys deur sy hele lewe en deur al sy reddingsdade. Hy het ons sondes kom vergewe en dit vir ons moontlik gemaak om vrye toegang tot God te hê. Moses kon net met tye in die Here se teenwoordigheid kom en die res van die volk het glad nie die voorreg gehad nie. Maar gelowiges kan nou, danksy Jesus se verlossing, daagliks in God se teenwoordigheid leef. Daarom moet die heerlikheid van God ook uit ons straal. Die Heilige Gees kom woon in ons om ons te verander, sodat ons al hoe meer soos Jesus word. Dit beteken God se heerlikheid wat uit ons straal, moet groei. Ons moet geestelik groei en al helderder skyn. Hoe kan ons hierdie lig van ons helderder laat skyn? Ons moet nader beweeg aan die bron van die lig. Die lig kom van die Here. Hy is die ware lig. Daarom moet ons tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Hoe kan ons tyd in sy teenwoordigheid spandeer?
Ons spandeer tyd in God se teenwoordigheid wanneer ons met hom praat in gebed. Ons spandeer tyd in God se teenwoordigheid wanneer ons na sy woord luister. Ons kan dit doen deur eredienste by te woon, Bybelstudie te doen en deur net eenvoudig die Bybel te lees. Ons spandeer tyd in God se teenwoordigheid wanneer ons lewe met die gesindheid dat God by ons is. Dink aan hom in alles wat jy doen. Laat hy bepaal hoe jy optree by die werk en tussen jou vriende. Ons moet tyd alleen met God spandeer, maar ook saam met medegelowiges. Daarom is dit belangrik om tyd te maak vir persoonlike Bybelstudie en gebed. Maar dit is ook belangrik om eredienste en ander gemeenteaktiwiteite by te woon, want dan kan jy saam met medegelowiges God se heerlikheid bewonder. Dit is genade dat ons die Here se lig kan uitstraal, maar dit is ook 'n opdrag. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Kom ons bid saam. Here, ons besef vandag dat U die koning is wat oor alle dinge regeer. U is in beheer van alles wat gebeur en U het 'n plan met alles. Ons kan planne maak, maar al ons planne is onderworpe aan dit wat U wil hê moet gebeur. En daarom besef ons dat ons met nederigheid ons planne moet maak. Ons vra dat U ons sal lei in die planne wat ons maak en die besluite wat ons moet neem. Gee ons wysheid sodat ons dit sal doen volgens die beginsels wat U ons in U woord leer. Ons doen vandag voorbidding vir almal wat in die gevangenis is. Ons vra dat U bekering sal gee waar daar verharding is. Ons bid dat U ook gelowiges daar sal gebruik om 'n verskil te maak. Ons bid ook vir ons howe en regters. Ons vra dat U hulle sal lei in al die sake wat hulle moet hanteer en dat daar reg en geregtigheid sal geskied. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.